Welkom by Blitsfokus, nog 'n episode, nog interessante dinge. Ons het hierdie week vir julle 'n spesiale gas. Sy kom gesels met ons al die pad van Suid-Afrika af. So bly ingeskakel, geniet die episode saam met ons en ek hoop jy bly tot die einde. Welkom terug kykers by die week se nuus. Ek is so bevoorreg om weer vir François saam op die bank te hê. Ek is baie opgewonde. François, ek hoop jy is ook daarom opgewonde om weer 'n bietjie terug te wees. Wel, eerlikwaar Rosanne, ek het nie gedink ek gaan so vroeg terug wees op die bank vir Blitsfokus nie. Ek dink dit sal at least 'n paar maande vat. Maar nou ja, ons is terug hier, ons is terug met die nuus. Ja. Altyd die lekkerste gesprek, want ons kan gesels. Ja, dit is altyd lekker. Nee. Maar baie dankie dat jy saam met my is. Ek is so bly. Ja. Eerstens, jy was baie betrokke by die roadshow beplanning Ja. en die roadshow se launch wat op Vrydag was. Vertel ons bietjie meer daaroor. So, die roadshow of die launch nou? Die launch van die roadshow. So die launch van die roadshow was nogals interessante ding. Ons het 'n bietjie van 'n hektiese start gewees, want ons so vroeg in die oggend gewees en alles. Maar ons het redelik goed gedoen daarso. Ons het ons stakeholders gehad. Wat is stakeholders in Afrikaans? Belangegroepe. Belangegroepe. Daar sien ons. Ek het weg van Blitsfokus Afrikaans en 'n bietjie gaan rus nou. Okay. Maar ja, ons het ons belangegroepe gehad. Ons het 'n paar skoolleerlinge ingebring en ons het nou 'n bietjie daar gesels, bietjie verduidelik meer van die geskiedenis van die zone gehad, asook wat om te verwag van hierdie opkomende roadshow. Nou dit gesê, hierdie gaan 'n interessante jaar wees, vir julle at least, vir julle wat in die roadshow Ja, jy is. los ons nou daar agter. Ja, dis nou tyd vir die nuwe groep om op hulle eie voete te staan. Ja. Vandag is nou die offisiële eerste dag van roadshow. Yes. Ja, ek kon dit nou ongelukkig nie bywoon nie. Ek het ander verpligtinge gehad, maar môresin is ek daar en ek's vreeslik opgewonde vir my eerste deelneming of eerste bekendstelling of wat nou kom ons doen workshop vir roadshow. So ek sien baie uit, maar jy was deel van laas jaar se roadshow ook. Ek was soort van, maar dit was meer 'n laaste minuut ding. Ja. Kyk, een van die originele meisie wat veronderstel was om deel te was en die skool het nou toe ongelukkig vir 'n zone verlaat. So toe was ek nou as 'n emergency ingesit. Maar die ding is jy roadshow baie te doen met die skole. So jy moet skoolkontak hê om te kan deelneem aan alles. Want jy moet met jou skole praat, jy moet die forums hê, jy moet kan verduidelik en al dit. Ja. Dit was nie ek was nie origineel deel van die skoolgroep. Okay. So imagine my surprise, ek kry op jou Sondag aand. Jy kom Maandag saam op roadshow, pak 'n sak, ons gaan Syde toe. So op die ingang van die oomblik. Ai, Ek het nie 'n idee gehad wat aangaan nie, maar dis fyn, hy het te kom. Op die ou en ek glo ek jy het dit geniet en jy was so bly jy het saam gegaan. Ja, dit was 'n ervaring eerlikwaar, want die ding met roadshow is daar's baie wat gebeur. Want dis mos nou soos jy genoem het, dis 'n workshop. So jy leer designs, jy leer skryf, jy leer video's en foto's, leer hoe om jou captions te maak en al dit. Ja, as iemand wat selfs nie was na die media bedryf, is dit 'n ervaring geweest. Was dit 'n goeie challenge? En ek was verwagtend om die klas te gee. O, jene. So dit was iets. Maar ek moet sê dit was nogal spret geweest. 'n lekker memory om aan terug te dink. Ja. Ons gaan later hierdie maand gaan ons bietjie, julle kan daarna uitsien, gaan ons met Precious gesels spesifiek oor die roadshow. So kyk uit daarna. O, lekker. Ja, dit gaan 'n lekker episode wees. Ek sien uit daarvoor. En so dit gaan my eerste roadshow wees. Ek's baie opgewonde. En dan die roadshow gaan die hele Maart wees. Dit vat die hele Maart. Maart. Want roadshow is reg deur Namibia. Ja. So ek seker as jy nou al gesien het met die skole waarna toe ons gaan, van die diepste in die noorde na die droogste in die suide toe. Ja, maar dit is nogals 'n bedrywige maand vir ons hier by my zone, want intussen het ons die NAPSO atletiek ook, wat oor so 2 naweke is. So ek's agter dit besig om dit te organiseer, besig om te kyk wie gaan daartoe.
So ja, ons het 'n bedrywige maand by MyZone, so asseblief volg ons. En volg vir Blitsfokus, ons gaan julle so hier en daar, soos updates gee daaroor, maar ja. Nou, snaaks dat jy vir Napso opgebring het, is jy nie besig met Napso die? Ja. Jy's mos nou die koördineer Ja, daar vir Zone, ja. tussen Zone en Napso. Ja. Vertel vir my 'n bietjie meer daarvan, want ek is laas van Napso afgehaal, want ek het ander goeders gehad wat ek moes oorvat en alles. Ja. So vertel my 'n bietjie, wat kan ons verwag van die jaar se Napso? Wat jy sover al weet van. Weet jy, dit is regtig, Napso is so bedrywige, soos gedeelte om te hê, wat al verby is wat Napso gedoen het, is, ofwel ons het nou die dag nie noodwendig Napso spesifiek nie, maar ons het mos nou die triathletics gehad en nou gaan dit nog Napso wees, Napso Athletics spesifiek in Otjiwarongo. Educate is die gasheerskool daarvan. Dan het ons later Blitz Sevens, ons het privaat skole naweek by die see. Ons het dan nog ons het dan nog die al die Napso matriekafskeide, dan het ons die kuns en kultuurweek. So hierdie jaar gaan regtig bedrywig wees met Napso. En dis Napso alleen. Dis net Napso, dis 'n klein gedeeltjie van wat ons dit tel nie eens wat alles kan ons hierdie jaar, ons het die woordfees wat kom, wat ook stukke deur die jaar gaan wees. Ja. VX, al die sport wat gebeur. Ja, sterkte. Ja, ons gaan oral wees. So ek is opgewonde. Dit gaan 'n very besige en opwindende jaar wees. Ja. Maar François, Ja. jy het laas week, as ek nou reg onthou, 'n baie interessante artikel geskryf. Wat so 'n bietjie inskakel met ons laasweek se episode vir dies wat laasweek gekyk het. Ons het met Rico Lombard gesels oor die behuisingkrisis wat die jeug in die gesig staar. So ek wil so 'n bietjie uitbrei daarop en nie noodwendig net oor die behuising gesels nie, maar ook oor die min werksgeleenthede wat daar is, die transportkoste vir jong mense, al daai tipe dinge. Ja, die artikel wat jy na verwys, het ek nie noodwendig 'n spesifieke punt gekies om te praat nie. Dis meer oor die issue wat gebeur van, omdat oral geleer, oral word dit gesê, die stade het die werk, die stade het die blyplek, hulle is vervorderd en alles, maar tog kom die jeug hier, daar's nie werk nie, daar's nie behuising nie, daar's nie geld nie, hulle sit op die straat. So ek het nou ingegaan en daarna toe gekyk en 'n bietjie statisties gevat en met ons nou die groot koppe gepraat en alles, en nou daardeur en uitgevind het, wat kan gedoen word en alles. En die interessante ding is, almal praat van wat moet gedoen word, maar tog sien jy skaars wat dit iemand wat praat, wat doen, wat hulle sê. Ja, ek dink dit is baie die geval en dit is so hartseer daarvan, want hierdie mense wat eintlik die grootste verskil kan maak, hulle praat net en dan op die ou ende dan lei die jeug daaronder en lei die jong mense daaronder. En wat my veral irriteer van hierdie storie is, dis die jong mense wat die skuld gegee word. Ja. Hoekom as jy lei, hoekom gaan kry nie werk jy goed, soos dit normaal is daar niks nie. Ja. So daar's net, ek dink almal moet maar net saamwerk om mekaar te help. Ek dink doen wat jy kan vir ander, en ons hoop vir 'n beter toekoms. Jong, ek sal nie sê hoop nie, ek dink ons moet maar meer werk vir 'n beter toekoms op hierdie Dit ook, definitief. Want ons hoop maar hoe lank en niks gebeur nie, so ek dink ons moet maar werk daaraan. Definitief. Ja. Bly asseblief ingeskakel en ek sien uit vir die res van hierdie episode. Ek het 'n baie spesiale gas saam met ons. Dit is Stephanie Baartman, al die pad van Suid-Afrika af. Baie welkom Stephanie. Ek is so bly en opgewonde dat jy saam met my is vandag. Hallo Rita, hoe gaan dit? Nee, dit gaan heel goed. En daai kant? Baie goed, dit was 'n rowwe dag, maar ek het oorleef. Dan sê solank mense dit aan die einde oorleef. Dan sê ek gaan sommer dit al wat tel. Ja, ek gaan sommer inspring en dat ons heel voor begin en waar sou het jou liefde en vir toneelspel begin?
Kijk Rosanne, ek is die oudste dogter van 'n pastoorspaar. So my ouers is albei pastore, so dan het jy mos nou nie 'n keuse nie. Jy is sommer die worship team, jy is die koor, jy is die Sondagskool in die klein gemeente waarvanaf ek kom in die Kaap. So toneelspel was my altyd in my DNA. My ouers was albei sangers. So elke keer as my pa iewers gaan preek het, dan moes ons saam gaan en ek en my sussie en my broer moes sing en wat ook al van ons gevra word om te doen. Ons het nie 'n keuse gehad nie. So ek dink dit was maar waar my liefde vir toneelspel, sang en teater vandaan kom. So dis maar van kleins af gekweek en so bietjie bygesit. Ingebore, ja. En toe jy nou begin het met jou loopbaan met sang en so, vertel ons net so kortliks die half timeline daarvan. So ek het in die Kaap groot geword, soos ek gesê het, my ouers albei pastore en na my matriekjaar het ek diensjaar vir Christus gaan doen by een van die gemeentes daar naby ons en ek het toe as 'n sendeling gewerk of bedien en bietjie gereis. Ek was Duitsland toe, Portugal, Swaziland en baie Afrika plekke. Ek was in Namibië ook met hierdie groep en ons het al baie gaan optree en gaan bedien. En toe daarna, toe sê my pa, dis nou alles goed en wel dat jy nou so 'n goed gelowige kind is en dat jy die woord van Christus wil versprei, maar ons wil hê jy moet iets agter jou naam hê, so jy moet gaan studeer. So ek gaan toe Northlink College toe in die Kaap en ek gaan kyk toe wat hulle daar het. Drama was maar altyd my grootste passie. So toe ek sien dat hulle die kursus daar aanbied, het ek aansoek gedoen en ek was suksesvol. Toe swat ek drama by Northlink College vir 'n jaar. En by Northlink College het hulle hierdie kursus waar hulle kies die top 5 studente uit daai jaar uit om dan in Pretoria te gaan swat. In Johannesburg se kant en Pretoria toe gekom omdat ek was toe gekies saam met 'n paar ander studente wat vandag ook baie suksesvol is in die industrie. En die 5 van ons het toe Pretoria toe getrek uit die Kaap uit. Dus ek hierdie 20-jarige dogtertjie wat vir die eerste keer in die groot stad gaan bly op my eie. En ek gaan voltooi toe my drama graad daar by daai tyd was dit nog die Pretoria Technikon. So dit is toe waar ek drama begin swat het en nooit weer teruggekom Kaap toe nie. Ek is toe van daai dag af tot nou is ek maar Johannesburg girl. Nou so ja, so ek het hier begin swat. Nou sit al huis. Ja, en nou het ek 2 kinders en hulle gaan hier skool en dis nou maar my lewe. Ag jene, dis lekker. Ek het vir 'n rukkie daar naby gebly en dit is dan 'n heel ander lewe as die Kaap. So ek kan dink dit was 'n aanpassing vir jou as 20-jarige. Dit is, maar ek moet sê, ek is dankbaar dat dit nie in Johannesburg was nie. Pretoria het vir my bietjie kleiner gevoel as Johannesburg. So dit was lekker om in Pretoria te wees waar dit het net bietjie veiliger gevoel somehow. Nie vandag nog nie, dinge het baie verander, maar toe ek daar was in 2004, 5, 6, toe was dit nog bietjie veiliger. Ons kon nog loop in die strate, ons kon nog laat aand kuier, wat ek vir niemand sal aanraai om te doen nie, maar dit was my lewe. So dit was bietjie veiliger daai tyd. Ja, mense het almal 'n ietsie in jou geskiedenis wat jy nie sal aanbeveel vir die jonges nou 3 dae nie. Ja. Ag jene. Ja. Dis hoekom my dogter nie koshuis toe sal gaan nie, sy sal hier by die huis swat. Jy wil haar onder jou oë hou. Ja. Ag jene. En jy het genoem jy het nou so all over gereis en so en nou kom jy terug na Mimit toe binnekort. As ons nou bietjie kan oorgaan na jou nuwe teaterstuk Hoort. Vertel 'n bietjie meer waaroor dit gaan en ook wat jou geïnspireer om die storie te skryf. So Hoort is 'n eenvrou kabaret. Toe ek op universiteit was ek maar drama was maar grootendeels obviously my major gewees, maar ek het 'n groot liefde vir musiek en vir kabaret.
En hierdie is my heel eerste keer dat ek my eie kabaret kon skryf met die hulp van die veelbekroonde Johan Slabbert. Johan Slabbert is die skrywer van al Elsabie Zietsman se kabarette of baie van haar kabarette, byvoorbeeld soos Roadtrip, een van haar dramastukke en dan Vier Penados en Chardonnay. En baie van haar kabarette en ek nader hulle toe en ek sê vir hulle ek het hierdie storie op my hart wat ek wil vertel. En of hulle my sal help. Nadat ek Roadtrip gesien het, het ek geweet hierdie is die span met wie ek wil werk. Ek en Elsabie Zietsman het saam gespeel en getroud met rugby vir 'n lang tyd. Ons was 7 jaar kollegas. So ons het 'n baie goeie verhouding. En sy sê toe onmiddellik ja en ek vertel my storie vir Johan. En hy begin toe daaraan skryf. En Elsabie het toe die regie gedoen vir die stuk. En dis regtig net iets waarop ek verskriklik trots is. Ag jene. So dit was regtig 'n spanpoging om dit nou tot op hierdie punt te kry. En ek het al van hulle nie noodwendig alles gesien nie, maar gelees en gekyk en hulle het regtig goeie werke daar buite. So jy kan trots wees daarop. Ek is verskriklik trots. Mense vra my altyd hoe ek dit reg gekry om met hulle te kan werk. Ek ou klein meisietjie en hierdie groot jy weet geeste in die industrie met Janine Neetling wat vir my die klavier speel, hoe het ek dit reg gekry? En as ek wil maar net moenie bang wees om te vra nie. Ek het na hulle toe gegaan en gesê julle doen die beste werk in die industrie en ek wil deel wees van julle werk, sal julle my help? En so as jy skaam is, kan jy nêrens kom nie. So dit is maar al wat ek kan sê. Ek was nie skaam nie, ek het gegaan en ek het gevra en die antwoord was ja. Nie altyd ja nie, maar hierdie keer was dit ja. Hulle sê altyd vra is vry en wat daarna kom is in die hande van die persoon waarvoor jy vra. Ja, en sê ons in die kerk. Vra vry en weier daarbey. En as hulle weier, dan gaan klop jy aan 'n ander deur. Ja, presies. Met jou karakter in Hoort, wat is vertel ons 'n bietjie meer van die karakter en ook die ontwikkeling wat sy deurgaan in hierdie stuk. Hierdie is nie 'n karakter wat ek speel nie, ek speel myself. So dit is 'n autobiografiese kabaret waar ek vertel van my eie lewe as pastoorskind, wat my pad was om myself te vind as mens in hierdie land van ons en in hierdie industrie, en wat my pad was om te stap tot waar ek vandag is. So ek vertel baie persoonlike stories, baie van die mense se name hier en daar het ek verander en so aan, maar die kruk van die saak bly dat dit my storie is, dit gaan oor my lewe, dit gaan oor my soeke na waar ek hoort, waar ek inpas, en veral in die moeilike geskiedenis van ons land, en ek weet ook in soos in Namibië, waar so baie mense, jy lyk soos wat jy lyk, maar hoekom praat jy so? Ja. Hoe kan iemand wat so donker is soos jy so mooi Afrikaans praat? Jy weet, en wat is want as mense my vir die heel eerste keer ontmoet, dan praat hulle outomaties Engels. En dan slaai ek oor in Afrikaans, dan sê hulle, ja, nou kan ons lekker gesels. So daar is 'n sekere idee dat as jy 'n sekere manier lyk, hoort jy in 'n sekere groep en dit is waar jy moet bly en dit is hoe jy moet praat, dit is die tipe musiek wat jy moet luister. En dit is net daai hoekie vir jou. Maar met hierdie kabaret het ek uit my hart uit gepraat en vir mense te wys dat waar ek is waar ek hoort en hoekom dit is dat ek lyk soos ek lyk, praat soos ek praat en ek dink dit is baie lekker om te sien hoe mense dit interessant vind. Daar is vrae wat beantwoord word wat mense altyd oor gewonder het. Waar kom die Baartman van vandaan? Hoe is dit dan dat jou van Baartman is? Is jy familie van Saartjie Baartman? Wat gaan aan? Vertel ons. En dit is alles wat ek in die kabaret vertel. En die wonderlikste van alles is dat Johan Slabbert is so 'n meester in hierdie bedryf. Ek het vir hom die stories vertel en hy het omtrent so 5 van daai stories in oorspronklike liedjies omskep. So ek sing dan baie van die storie ook. En mense geniet dit verskriklik. Hulle vind regtig aanklank daarbey.
Ek kan net dink dit is lekker om dit te kyk en om dit te speel. Ek persoonlik sien baie uit daarna. Maar jy het nou genoem dit is Ek kan nie dis 'n wag om jou te sien nie. sorry? Ek kan nie wag om jou daar te hê nie. Jy het nou genoem dat dit soos 'n autobiografiese cabaret is. So sal jy sê dis makliker om 'n karakter te speel wat deur byvoorbeeld moeilike tye gaan of so of dan nou jou eie storie te vertel en alles wat in jou lewe gebeur het? Ek dink mense sal dink dis makliker om net jou eie storie te vertel, want baie keer sê mense, hoekom stres jy so? Dis jou storie. Hoekom is jy bekommerd dat jy jou woorde gaan vergeet? Hoekom is jy bekommerd oor hoe jy 'n ding gaan sê? Die ding is dit is so persoonlik. Dit is iets wat uit jou hart uitkom. Jy stel jouself heeltemal oop en bloot voor 'n groep vreemde mense. Mense wat jy nie ken nie. Soos ons vroeër gesê het, daar's baie goed van jouself wat jy liewer nie wil hê mense moet weet nie. En in woord bring ek alles daai na vore. Daar is absoluut niks wat ek wegsteek nie. Wel, daar is 'n paar goed wat ek wegsteek, maar dit wat ek sê is so eerlik en ek is regtig vulnerable op daai verhoog. En is makliker as dit 'n karakter is wat nie ek is nie. Soos ek speel in 'n CP genaamd Diepe Waters en daar speel ek die karakter van Letty. En hulle skryf vir my, Letty lyk so, sy hou van dit, sy loop so, sy trek so aan. En ek vorm dan nou maar net die prentjie wat hulle in hulle kop het oor hierdie karakter. En ek gee dit lewe. Maar om iets soos hierdie te doen is absoluut jou eie tong, jou eie manier van praat, jou eie storie. En dit maak dit verskriklik moeilik. En veral as iemand dit so mooi verwoord het. Want as ek jou 'n bietjie kan vertel van die proses wat ons gevolg het om die stuk aan mekaar te sit. Ek het nou en dan gaan sit by Johan en hy het sy foon uitgehaal en ek het net begin praat. En dan praat ek net en hy vra vir my vrae en hy rekord die hele tyd. Maar toe hy vir my die stuk bring, nadat hy alles bymekaar gesit het, is dit so mooi geskryf dat ek hierdie groot verantwoordelikheid het om daai woorde, al is dit myne, presies so mooi uit te beeld. Uit respek vir die skrywer. Jy weet, vir die persoon wat daai woorde so mooi agter mekaar, want as ek nou vir jou gaan begin vertel, gaan ek sommer net in my way praat. Maar Johan Strafford het dit vir my so mooi bymekaar gesit dat ek regtig so 'n groot passie het om dit presies so te lewer, al is dit in my eie stem. Wil ek nog steeds daai groot respek hê vir die kuns. Jy weet, om half te kan bewys. Ja. Nee, ek sê om te bewys dat dit soos 'n gesamentlike stuk is en nie noodwendig dat dit jy tree dit op en dis jou stuk, maar jy het nie alleen daaraan gewerk nie. Ja. Presies. Ek het die expertise gehad van 'n meester. So en dan as dit nou kom by 'n CP of so, die teks is daar vir jou en jy moet net volg wat daai teks vir jou sê. Jy kan nie sê nee, maar dit is nie hoe sy sal reageer nie. Dis nie hoe sy voel nie, want jy is net 'n liggaam in 'n karakter wat deur iemand anders geskep is, maar in 'n kabaret is dit, in hierdie kabaret spesifiek, is dit regtig baie persoonlik. En daar's nou hierdie persoonlike koneksie tussen jou en die optrede en ek neem aan met die gehoor ook, oor dit nou net jy is op die verhoog. Wat hoop jy vir hulle om saam te vat na jou optrede? Ek dink ons as mense vergeet baie keer as jy iemand sien dat daai persoon 'n storie het. Daai persoon het iewers waarvandaan hy kom en dat ons almal op 'n soeke is na waar ons behoort. En ek praat nie van klein besluite soos moet jy sê van Namibië aftrek Suid-Afrika toe nie. Ek weet dis 'n groot besluit, maar in terme van jou as persoon, waar pas jy in? En ons kan soveel restrictions op onsself sit en op ons medemens, omdat ons nie die tyd vat om regtig na mekaar se stories te luister nie. Jy luister graag na iemand se storie wat soos jy lyk en iemand wat soos jy praat en jy voel hierdie persoon kan ek kan relate met hierdie persoon. Maar het ons al regtig tyd gevat om die persoon wat langs jou sit in 'n taxi, om met daai een te praat en te hoor, waar kom jy vandaan? Wat is jou geskiedenis? Hoekom is jou naam dit? Hoekom is jou naam Stephanie en nie Stefanie nie?
Hoekom is ek kerk toe vir jou, Rosan? Dis ek. Hoekom hoekom lyk jy soos jy lyk, hoekom praat jy soos jy lyk, hoekom is jy meer stil as jou sussie? Wat is jou agtergrond, waarvan hou jy? Ons vat nie meer die tyd om na mense se stories te luister nie. En wat my hoop is met hierdie, is dat mense besef, ons het almal 'n storie. Maak nie saak hoe gering dit in jou kop of in jou hart vir jou mag voel nie. Jy kan dink, ag, wie gaan dit wil hoor? Wie gaan wil weet waaroor ek gaan? Maar jy sal verbaas wees hoeveel mense jou storie kan raak. As jy nie die moed vat om net te begin en te gesels, en as ons as luisteraars net die moed vat om te sit en tyd te maak om te luister. So ek hoop dat mense wat soekend is na waar hulle hoort, waar hulle inpas, wat hulle doel is om op aarde te wees, dat hulle deur hierdie kabaret sal vind waar hulle hoort. En dan ook die confidence en die boldness sal hê om daarin te stap. Want jy kan dalk weet wat jou doel is en wat jy wil bereik, maar jy het nie miskien die moed om dit te doen nie. En dan wil ek net vir hulle wys dat 'n eenvoudige meisie van Bellville soos ek dit kon doen, en dan kan hulle dit ook doen. So dit is my hoop met hierdie stuk. Definitief. En dan nou, jy kom nou binnekort Namibië toe. As ek dit reg, die 12de en die 13de Maart tree hier op, die 12de in Windhoek en die 13de in Swakop. En dan daarna, waar werk jy? Waartoe gaan jy? Wat is volgende vir jou? Weet jy, ek is so besig met die feeste, ek is regtig dankbaar. En ek kan net sê, ek weet nie of mense Christene hier is nie, maar ek kan net al die eer aan die Here gee. Ek het soveel werk wat op my wag. Daar is baie plekke wat Hoort al genooi het om te kom om die show daar te gaan optree. So as ek in Johannesburg optree, dan speel Konrad Raal vir my, en ek is baie trots om te sê, hy is die pianis van Amanda Strydom. So hy is ook gestout in sy veld, hy is verskriklik goed. So as ek hier in Johannesburg optree, dan speel Konrad Raal vir my, en as ek in Gauteng, in die Kaap en omgewings optree, dan speel Janine vir my. So daar is groot planne met Hoort vir hierdie jaar, ons beplan 'n toer, en dan gaan ek binnekort op die waterskip. Ek het 2 nuwe shows wat ek daar gaan doen, saam met Andre Swart doen ek Braal en Pia. En dan gaan ek ook 'n nuwe stuk wat ons uitbring, wat ek persoonlik besig is om te skryf, en die show se naam is Skatkis uit ons musiekverlede. En dit is net 'n voorsmaakie van wat my tipe musiek is, waarvan ek hou en hoekom, en dan sing ek daai liedjie. So ek dink musiek is regtig waar ek myself kan uitleef soveel as wat ek wil. En dan natuurlik Diepe Waters gaan nog aan. Letty gaan nêrens heen nie, sy is nog besig daar met Penny en Henry. So Diepe Waters het nog 'n lang pad om te stap. Jesusie, maar jou het omtrent 'n bedrywige jaar. Ja, ek is baie dankbaar, Rosanne, ek kla glad nie, ek is besig. En ek vra myself baie keer, hoe pas ek alles in hierdie een brein in, maar ek moet maar compartmentalize. Ek dink almal doen dit, maar party van ons is net geforseer om dit bietjie meer as ander te doen. Jy kan daal hierdie file uit en sê, okay, dis nou hierdie file en dan daai file, en so gaan jy maar aan. Ja, definitief. Maar baie dankie, Stephanie, dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons sien vir jou binnekort hier in Namibië. Ek's baie opgewonde. So, maar so sterkte tot dan toe. Baie dankie. Ons is sterk besig om voor te berei, en ek sien uit om julle almal in Namibië te ontmoet. Dis hy. Dit was Stephanie Baartman. Sy het gesels met ons oor haar toneelstuk Hoort, en sy is binnekort hier in Namibië, die 12de in Windhoek en die 13de in Swakop. Julle kan die skakels op ons social media platforms kry om kaartjies te kan koop en waar dit opgevoer word. Welkom by Voor in die Koor. Vandag is dit vir julle 'n bederf. Ons gaan vandag kyk na 2 liedjies. Die eerste liedjie waarna ons gaan luister is Lied van die Lewe, geskryf en gesing deur Guy Korsten. Lied van die Lewe is 'n diep nostalgiese en roerende lied wat die volle lewensiklus uitbeeld, van sorgvrye jeug tot die rustige, nadenkende jare van die ou dae.
Die lied begin met 'n prentjie van kinderdae vol sonskyn, spel en onskuld, waar niemand nog bewus is van hoe vinnig tyd verbygaan nie. Soos die lied ontvou, beweeg dit na volwassenheid. Jong mense trou, hulle begin hulle eie lewens en werk hard, terwyl dae, maande en jare soos die wind verbyvlieg. Die refrein sing met my 'n lied van die lewe, dien as 'n uitnodiging om saam die vreugdes en die verganklikheid van die lewe te erken en te vier. In die laaste verse verskuif die fokus na ouderdom, waar herinneringe oorheers en die dae korter word. Tog dra die lied nie 'n swaarmoedige toon nie, eerder 'n sagte, waarderende aanvaarding dat die lewe met sy mooi en troebel dae altyd aanhou beweeg. Met Guy Korsten se kenmerkende kragtige en emosiebelaaide stem kry die lied 'n amper tydlose en plegtige kwaliteit. Dit is 'n viering van elke lewensfase en 'n herinnering om elke oomblik te waardeer, want soos die lied herhaal, gaan dit alles dikwels so gou verby. Die tweede liedjie wat ons gaan na luister is Ons Guy, gesing deur Stephanie Baartman. In Ons Guy bring Stephanie Baartman 'n roerende huldeblyk aan die geliefde sanger Guy Korsten. Die lied vertel die verhaal van Guy se lewe, van sy verhuising na Suid-Afrika tot die bou van 'n merkwaardige musiekloopbaan wat hom een van die land se grootste stemme gemaak het. Die lirieke beskryf hoe hy Suid-Afrika met sy besondere stem betower het en uiteindelik 'n ware liefling van die volk geword het. Daar word klem gelê op sy liefde, nie net vir die musiek nie, maar ook vir Suid-Afrika, die see en die mense van die land. Die lied beklemtoon verder die diep en blywende impak wat hy op die Afrikaanse musiekbedryf gehad het, asook die verskil wat hy in talle mense se lewens gemaak het. Die lied vang vas die liefde en bewondering wat mense nog altyd vir Guy Korsten gehad het. Guy se kenmerkende vriendelikheid en die warm glimlag wat hy altyd gedra het, word op treffende wyse in Ons Guy weerspieël. Die lied is geskryf as deel van die 25 jaar herdenking van Guy Korsten se dood in 1999. Dit is deur Frans Swart en Shani Jonker geskryf vir 'n huldeblyk-produksie waarin Stephanie Baartman dit met oorgawe sing. Sy het die lied later in 2024 professioneel opgeneem, waarmee die huldeblyk ook vir 'n nuwe generasie luisteraars bewaar is. Dankie dat jy geluister het vandag na Voor in die Koor. Doen jouself die guns, gaan soek die twee liedjies op en geniet dit net soos ek het. En so kom ons aan die einde van nog 'n episode van Blitz Fokus. Ek hoop julle het dit saam met my geniet en ek hoop julle het dit wat Stephanie Baartman met ons wou deel ter harte geneem en ek hoop julle gaan sien haar in Woord.